Goeiemôre vriende, so hier op die 1 April 2026, April Fools, April Fools Day, maar dit is almal alles behalwe April Fools Day in hierdie week, waar dit gaan inderdaad oor Jesus se kruisiging en sy opstanding. Nee, mag julle 'n lekker en wonderlike dag hê vandag vriende, en mag julle ook 'n wonderlike week hê wat voor julle uitstrek. Soos julle reeds weet, is ons besig met meditatiewe aanddienste, so 4:30 elke dag, dit 7:00 tot 8:30 se kant toe, maandag tot woensdag. Donderdag het ons die tennebrei waar ons by mekaar kom, waar dit die tennebrei beteken verdonkering, waar ons die laaste momente van Jesus se lewe vasvang. Julle is welkom donderdag, dis ook omtrent 12:00 diens, waar ons in stilte inkom, is donker, en dis net 10 mense wat voorsit, wat die spesifieke gedeeltes lees. En dan natuurlik Vrydagoggend is die goeie Vrydagdiens 9:00 die oggend, en dan ook Sondagoggend die opstandingsdiens, 'n wonderlike diens wat ons altyd het. Bring asseblief Sondag 'n blommetjie saam wat jy in die kruis kan sit. Ons trek hom gewoonlik so met gaasdraad om, sit jy jou blommetjie daar, want ons sê uit die kruis het jy daar hoop gekom, né? Uit die kruisiging van Christus het die opstanding gekom, en bring hy vir jou en vir my inderdaad 'n nuwe lewe. So 'n wonderlike week vir jou en vir my as kinders van die Here. As jy ergens 'n bietjie kamp hierdie naweek, asseblief moenie net braai en lekker chat nie, maar gesels oor die gebeure, praat 'n bietjie oor die kruisiging, vat jou Bybel saam, lees daai gedeeltes vir jou kinders, praat 'n bietjie oor wat dit beteken so 'n dag. As jy 'n kruis het by die huis, vat die kruis saam, vra vir die kinders om 'n doringkroon te maak, sit dit kap dit daar teen 'n boom op wanneer jy daar is, die kruis daar sit met die doringkroon. Gebruik nagmaal brood en wyn, gee vir jou kinders, gee vir julle as gesin die brood en die wyn. Doen dit goeie op Sondag, op die opstandingssondag, probeer met dagpreek as jy daar wees en die son opkom, lees hy stukkie waar hulle by die leë graf van Jesus aangekom het. Lees hy stukkie as julle nie so vinnig wil opstaan nie, wag totdat julle aan opgestaan het, maar lees daai stukkie, dat jou kinders eers inkom voor hulle gaan speel, drink 'n koffietjie en lees daai stuk, dat julle in die gees van die naweek kan bly, al is julle op weg. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here vir die liefde, die almag en die nabyheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ek gaan vir julle 'n stukkie lees, hier net voordat Jesus sy verraaier aanwys, en dit kom in Johannes 13 vers 18 tot 30, en dit net rustig vir julle lees. Dink julle 'n bietjie in hoe moes Jesus gevoel het? Hy weet al wie hom gaan verraai. Die disippels weet nie, maar hy weet. En net voordat ons net dink aan Judas, vriende, 'n bietjie van ons weg beweeg van onsself af, dink jy daaraan hoeveel keer het ek en jy nie ook al maar vir Jesus verraai nie, né? Hoeveel keer het ek en jy maar net glad nie gedoen wat hy vir ons sê nie? Dit is mos maar niks anders as om hom te verraai nie. So leef jouself ook in dit wat Jesus sê, en geniet sommer net die stukkie so saam met my. Johannes 13 vers 18. Dis nou Jesus wat aan die woord is, ek praat nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word, hy wat my brood eet, het my in die rug gesteek. Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is wat ek is, wat Jesus eintlik kom sê daar, wanneer God praat in die Ou Testament van wie is hy, wanneer Moses sê, moet ek vir die volk sê, praat met my, dan sê God, sê vir die volk, ek is, praat met jou, ek is, praat met jou. Gebruik Jesus dieselfde woorde, net om vir ons daarop te kom dui, dat hy inderdaad God is, né? Dit verseker ek julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang hom wat my gestuur het. Na hierdie woorde het Jesus ewig ontsteld geword en openlik verklaar, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het verslae na mekaar gekyk en nie geweet wie hy bedoel nie. Die disippels vir Jesus baie lief was,
het net langs hom aan tafel gesit en Simon Petrus beduie toe vir hom dat hy vir Jesus moet vra wat hy bedoel, wie hy bedoel. Johannes leun toe oor na Jesus toe, sy kant toe en vra vir hom, Here, wie is dit? Dit is interessant hoe die ander disippels weet, maar Johannes is die geliefde disipel en hom opsteek om vir Jesus te vra, né? Jesus het geantwoord, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood wat ek in die sous ingesteek het, sal gee. Hy vat toe 'n stukkie brood, steek dit in die sous en gee dit vir Judas, seun van Simon Iskariot. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom hy dit vir hom gesê het nie. Omdat Judas die beursie gehad het party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê, gaan koop wat ons vir die Paasfees nodig het, of dat hy iets vir die armes moes gaan doen. Nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. Dit was nag. Kan julle vir 'n oomblik indink waar Jesus hier so saam met sy disippels sit, hoe dit vir hom moes voel, om te weet dat die een wat hom verraai is daar by hulle. Wat moes deur Jesus se gedagtes gegaan het, dink julle? Here, hoe baie keer is dit dat ons na Judas kyk en ons eintlik met veragting na hom kyk. Want hy het U verraai. Maar Here, hoeveel keer verraai ons nie vir U nie. Selfs Petrus het agtergekom wat hy verraai het, hy vir hom gesê het, voordat die haan 3 keer gaan kraai, sal jy my verloon het, 3 keer verloon het. So voordat die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon het. En Here, ons doen dit almal. En daarom kom sê ons net vandag vir U, baie dankie dat U gekruisig is, juis vir ons wat U verraai soos Judas. Juis vir ons, Here, wat baie keer net nie presies daar is wat ons moet wees nie, dat ons U nie dien nie, dat ons nie toegewyd aan die lewe nie, Here, maar dat U nog steeds vir ons kom sterf het op Golgotha aan die kruis. Sodat elkeen wat in hom glo, wat in U glo, die ewige lewe sal hê en nooit verlore sal gaan nie. Here, dankie vir die pad, die lydenspad wat U gekies het. Amen.